Ons moet na die Here luister. Ons moet na die Here luister. En die Here wil, partykeer is ons so vol kopkennis van die Here, maar ons het nie daai ervaring nie. Verstaan julle wat ek bedoel? En die ervaring van die Heilige Gees is ook belangrik. Om hom te ervaar, om te beleef, is ook belangrik. En dan om te gaan, dat ander mense hom beleef, is super belangrik. So dis waar my boodskap gaan is, who has believed our report? Jesaja 53 sê hy, wie het ons verslag geglo? Wanneer hy praat oor die Here Jesus, hy sê, wie het ons verslag geglo? En vandag kan ek en jy nog dieselfde vraag. Ek kan vir jou vra, wie het ons verslag geglo? Wie glo nog die goeie nuus? Wie glo nog die evangelie? Ons lewe in 'n tyd waar daar baie min mense is wat dit nog glo. Wie glo nog die goeie nuus? Want daar's party mense wat thrive op bad news. Hulle thrive op slegte nuus. Hulle thrive op negativiteit. As jy jou koerant oopmaak, as jy op TV kyk, as jy op sosiale media kyk, dis bad news. En die wêreld thrive op, maar die evangelie is goeie nuus. Dis goeie nuus dat Jesus my liefhet, dat Jesus vir my gesterf het, dat my sonde verwyder is, dat hy dit verwyder het. Dat ek die ewige lewe ontvang het en dat hy, omdat hy uit die dood uit opgestaan het, dat hy vir my die ewige lewe beerwe het. Weet julle wat, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan was dit nie goeie nuus nie. As Jesus nog in sy graf was, dan was dit 'n tragedie. Dan was dit 'n ramp. Dan was dit verskriklike nuus. Dan het ons dit eerder nie met mense gedeel nie. Want dan beteken dit, hy was net 'n goeie mens of 'n profeet, soos al die ander wat wreed vermoor is. Maar wat hom anders maak, is hy het gesê, hulle gaan my doodmaak en ek gaan begrawe word en ek gaan opstaan, en hy het dit gedoen. En hoe God werk, is God maak seker dat sy getuienis legit is. Nee, so hoe het God seker gemaak dat die opstanding van Jesus legit is? Slide 2 wys vir ons in Deuteronomium 10 sê hy, you must not convict anyone of a crime on the testimony of only one witness. The facts of the case must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Nee. So, wanneer jy iemand wil guilty bewys, en ons het dit gevat en ons dit werk so in die regstelsel ook, nee, dan moet getuies wees. Dan moet getuies wees wat kan getuig, hierdie persoon het 'n ding gedoen. Nee? So deur 2 of 3 getuies word 'n ding ge-establish, word 'n ding vasgemaak. Dit sê dieselfde in 2 Korintiërs 13, wanneer Paulus praat, sê, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. So God het gesê, hey, jy kan nie sommer net sê, hoorie, Robert verneek sy vrou, nie? Jy moet sê, hoorie, maar ek het Robert gesien, sy vrou verneek, en dan kom Pietie, hy sê, hoorie, maar ek het dit ook gesien, en ons kan vir die tyd en die plek gee, en Robert, jy het dit regtig gedoen, en dan word dit nou 'n bevestigde feit, en dan is jy nou skuldig. Maar op dieselfde manier, toe Jesus uit die dood uit opwek, was dit nie net roemers nie, daar was getuies wat dit gesien het, dit was 'n bevestigde feit. God het dit so bewerkstellig, want onthou, Jesus het die totale Mosaïekse wet kon vervul, hy het al die profete kon vervul, en daardeur het hy daarom elke deel van God se woord het hy geken en het hy geweet, ook hierdie moet reg gedoen word. So toe hy uit die dood uit opstaan, toe maak hy seker dat hy aan mense verskyn, sodat dit legit kan wees, volgens God se woord ook. Deur die oë van 2 of 3 getuies sal 'n ding bevestig word. So klomp getuies, Maria was heel eerste, nee, Maria in Johannes 20 vers 1 sal julle lees van Maria, en ek love dat die Here eers aan 'n vrou verskyn het. Nou nommer 1, die man sou haar nie ernstig opgeneem het nie. Onthou, in daai dae was 'n vrou nie ernstig opgevat nie. Vandag neem ons hulle baie ernstig op. Anders is ons in groot moeilikheid, nee. Maar daai dae het hulle vrouens nie ernstig opgeneem nie. So as 'n vrou gesê het, hoorie, ek het Jesus gesien opstaan, het hulle 10 eenvoudig gesê, nee, jy sien droogbeelde. Of jy weet, dis wensdenkery. Of jy het seker spesiale sampioene geëet, maar dit het nie gebeur nie. Nee.
Maar hy verskyn eers aan Maria, want hy weet, wat doen 'n vrou goed? Kom, moet hy skaam wees nie? Ek sien die manne is net so, nee, ek gaan my eerder niks doen. Ja, wat doen 'n vrou goed? Ja, wel, ek sou nie gesê skinder nie, ek is bevoorreg om 'n vrou te hê wat nie skinder nie, maar vrouens like van praat. Okay, hulle kan nogal praat. Ek het gister saam met my vriend, sy verloofde sê, hierdie ou praat nie. Jy weet, ek wil alpevag sê, ja, want ons is te besig om te luister, want toe bly ek was stil. Maar, ja, jy weet, hy verskyn eers aan Maria, maar sy is alleen. Sy gaan na die ouens toe, sy sê vir hulle glo haar nie regtig nie. So hy verskyn toe aan Petrus ook, en ons weet hoe die Emmausgangers terugkom, hulle kom by die apostels, toe sê die apostels vir hulle, hey, die Here het aan Petrus verskyn. Toe sê hulle vir hom, maar moenie worry nie, ons ook. Hulle loop op pad Emmaus toe en die Here Jesus verskyn aan hulle herken hom nie, hulle praat met hom en hulle besef, wow, toe hy met hulle brood breek en hy verdwyn, toe sê hulle, yes, maar ons harte het gebrand toe hy saam met ons was. Hulle besef, hierdie was Jesus. Nou begin ons 'n legit getuienis opbou, want is nou verskillende plekke, verskillende geleenthede, verskillende mense wat nou begin getuig dat Jesus uit die dood uit opstaan. Na die Emmausgangers is die 10 apostels saam in 'n vertrek, skielik staan Jesus tussen hulle. Hy sê vir hulle, vrede vir julle. Ek dink hulle skrik hulle self boeglam. Sal dit nie amazing wees as ek en jy nog besig is hierso en die Here Jesus sê skielik vir ons, hey, shalom. Ek dink ons almal val flou, ek dink ons almal soos in. Hy verskyn aan hulle, en natuurlik toe hulle vir Thomas sê, toe sê Thomas, ek gaan dit nie glo nie, ek wil dit self sien en voel, en die Here verskyn toe volgende, weer aan die apostels, maar hierdie keer saam met Thomas. En na dit, om die cherry op die koek te sit, toe verskyn aan 500 getuies. 500 mense gelyk. Nee? Ek dink dis amazing. 500 mense, hoeveel mense is daar in die auditorium vandag? Seker nie eers 500 nie. Miskien 500, ek weet nie. Ek weet nie hoeveel mense die auditorium kan vat nie. Maar 500 mense gelyk is 'n groot getal. Jy sien al die ander gelowe, kom ons wees net reguit hier hoor, word dit rekord. Prys die Here, want ek wil hê almal moet dit hoor. Al die ander ouens wat brag en boast, nee, gaan na hulle grafte toe, dan gaan kykie bietjie. Dan gaan jy bene kry. Jy gaan bene kry. Maar as jy na Jesus se graf toe gaan, en die van julle wat al Jerusalem toe was, dan gaan jy agterkom, daar's nie bene nie. Want daai graf is leeg, want hy het regtig uit die dood uit opgestaan. Jy sien, van hierdie ouens, al van hierdie ander ouens het gedink, hulle is great, en hulle is dit, en hulle is dat, maar hulle het dood gegaan. En hulle het dood gebly. Maar Jesus het uit die dood uit opgestaan. En ons weet, dis 'n geskiedkundige feit, dat hy werklik gelewe het. Ons weet, dis 'n geskiedkundige feit, dat hy werklik die dinge gedoen het, wat hy gedoen het. Hy het regtig die siekes genees, hy het regtig duiwels uitgedryf, hy het regtig op daai kruis gesterf, en daai graf is waaraggies vandag leeg. En daar's 'n hele lys van getuies waarvan getuig, so dit maak dit 'n legit ding. So die mense wat vir jou sê, ag nee, jy glo 'n fabel of so, weet jy wat, hulle is in denial. Hulle is in denial. Weet julle wat meeste ateïste of agnostikuste of so is in denial. Dis eintlik al wat dit is. Dis net denial, want as jy regtig begin die evangelie bestudeer en daarna kyk, dan kan jy duidelik sien dat dit die waarheid is. Dat dit goeie nuus is en dat dit waar is. Die 7de getuie was Paulus, hy sê ek is soos die laaste en die geringste van die apostels. Maar hierdie Paulus praat toe meer as almal van Jesus wat opgestaan het. Hy gaan en hy vertel almal. Ek wil jou vandag bemoedig, ek het vir julle gelees Psalm 145. My en jou werk as die kerk, is om uit te gaan en mense van Jesus te vertel. Weet jy wat, jy het nie al hierdie filosofiese kennis nodig nie. Jy het nie nodig om elke argument te wen nie. Jy het nie nodig om al goed te doen nie. Jy het nodig om net beskikbaar te wees en mense van Jesus te vertel. Weet jy, wanneer ek en jy dit net doen, dan kom die Heilige Gees, die een wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die een wat in ons woon, en hy kom doen die werk. Maar ons as 'n kerk het bietjie ons vrymoedigheid verloor.
Want ek's bang ek gaan geviktimiseer word by die skool, ek's bang ek gaan geboelie word by die skool, ek's bang ek gaan gefire word by die werk, ek is bang ek gaan, my familie gaan met my spot, ek's bang my familie gaan vir my lag, ek is bang, weet jy wat, dis tyd dat ek en jy, ons getuienis begin uitleef daar buite. As jy begin bereid wees om 'n getuie vir Jesus te wees, gaan jy die krag van God sien. Gaan jy die krag van God sien. Maar wat maak ek en jy met die krag van God as ons nie bereid is om getuies te wees nie? Jy weet, as jy nou jou Hilux vol petrol maak en jy pak hom daar en jy gebruik hom nooit nie, wat is die nut van al die petrol ingegooi het? Die petrol is sodat jy met hom kan ry. Die gees van God is sodat ek en jy kan getuig. As jy 'n getuie vir Jesus wil wees, het jy die gees van die Here nodig en sal die gees van die Here saam met jou getuig. Paulus sê, dis my laaste slide, hy sê, when I came to you brothers and sisters, announcing the mystery of God to you, I did not come with brilliance of speech and of wisdom. Toen hy sê, ek het nie met al hierdie slim goed gekom, hierdie heavy revies nie. Nie met al hierdie heavy revelations gekom en julle gemesmerise met al hierdie amazing woorde nie. Hy sê, my boodskap was eenvoudig. My boodskap was Christus gekruisig, Christus gesterf, Christus opgestaan. Hy sê, maar dis waar die krag van God lê. Ons hoef dit nie complicated te maak nie. Ek het vir jou goeie nuus, jy wat hier sit wat jonk is en sê, oom Robert, ek voel die Here wil my gebruik, maar ek weet nie wat om te doen nie. Gaan net en gaan getuig wat het Jesus vir jou gedoen. Begin met jou getuienis. Begin met die dag toe Jesus jou gered het. Begin net daar. Toe ek my getuienis deel, ek was nog 'n bokser gewees, ek was nog besig om te boks. So, mense nooi my vir 'n braai, ek sit met 'n shiner, en dis 3 families, dis 3 huisgesinne, so dis so 25, 26 mense wat daar sit, en dis jonk en oud, kinders, en hulle kuier, en hulle, jy weet, hulle is in die wêreld, hulle kuier, en hulle gaan te keer, en hulle swets, en ek sit lekker aan, jy weet, ek is rustig, ek's nog 'n roekie, nog niet in die Here, man. En iemand sê skielik vir hulle, hoorie maar, Robert, jy het so 'n Jesus haircut, ek het Jesus so agter op my kop altyd gesny met my hare as ek gaan boks het. Hulle sê, jy het so 'n Jesus haircut, vertel ons 'n bietjie van hierdie Jesus haircut. En ek vertel hulle van hoe ek in die kerkbanke gesit het, en hoe ek suicidal was, en hoe ek, jy weet, verlore was, en hoe ek addicted was, en hoe die Here net vir my gesê het, ek is lief vir jou. En hoe hy my daar, hoe hy my net gegryp het. My net gegryp en vir my gesê, I love you in your mind. En weet julle wat, van daai dag was ek nie dieselfde nie. Ek was nie meer addicted nie. Is dit nie amazing nie? Al die goed wat ek so aan verknog was, dit het van my afgeval, man, soos ketTINGS. En ek was 'n nuwe mens, ek het wakker geword 'n nuwe mens. Dis die opstandingskrag van Jesus wat dit doen. Dis niks anders wat dit kan doen nie, julle. Daar's nie pille wat dit kan doen nie. Daar's net een persoon wat dit kan doen, dis die Here Jesus. En toe ek daar sit, het ek nie al hierdie kennis gehad nie. Ek kon nie vir hulle verduidelik die saligheidsplan van God eers ordentlik nie, man. Al wat ek kon vertel is, man, daai dag het ek iets beleef en ek het uit daai banke uit beweeg en die Here het my vrygemaak. Daai dag kom maar hele 3 huisgesinne tot bekering, ek doop hulle in daai swembad. Ek was 2 weke bekeer. 2 weke bekeer toe lei ek 25 mense, 26 mense na die Here toe en ek doop hulle in 'n swembad. Hoekom? Want ek was bereid om te getuig. Ek wil vir jou sê wat hier sit, julle jong mense, julle ou mense, wees bereid om te getuig. Deel jou getuienis met mense. Vertel vir mense wat Jesus vir jou beteken. Vertel vir mense wat Jesus vir jou gedoen het. En jy sal sien, die Heilige Gees, he'll have your back. He'll cover your back. Hy sal jou opback. Hy sal saam met jou wees. Hy sal getuig. Hy sal saam met jou getuig. Want dit is sy werk, om die evangelie van Jesus te onderstreep. Om te sê, this is the true gospel. This is the message. Jesus is alive.
Jesus is alive. Weet julle wat, toe ek in daai stoele en daai banke gesit het, my groot probleem was die dae wat ek kerk toe gegaan het as 'n jong seun, het mense vir my gesê, jy's 'n sondaar, Jesus het vir jou sonde gesterf en jy beter jouself regryk. En weet julle wat, dis net 'n halwe gospel. Want die realiteit is, hulle moes vir my gesê het, jy kan nie jouself regryk nie. Jy het Jesus nodig, en raai wat, Jesus is nie dood nie, hy het opgestaan. Kan nie julle glo, ek was 32 jaar oud, toe ek eintlik eers hoor, dat Jesus opgestaan het, en dat hy aan die regterhand van die Vader sit, en dat hy lewe, en dat wanneer ek sy naam aanroep, hy my hoor, en dat hy reageer vanuit die hemel, en toe ek dit hoor en ek dit verstaan, toe gaan ek uit en ek sê, wel, hier is ek, Here, en daai selfde dag toe gryp hy my, hy ruk my op in sy heerlikheid uit, hy ruk my op in sy teenwoordigheid in, hy transformeer my, maak my 'n nuwe mens, salf my as die evangelis, roep my vir die bediening, I've never looked back. Is dit nie amazing nie? Man, ek wil vir julle sê, jou getuienis is so belangrik. Paulus sê, ek sluit af, hy sê, I decided to know nothing among you, except Jesus Christ, and Him crucified. I come to you in weakness, in fear, and in much trembling. My speech and my preaching were not with persuasive words of wisdom, but with a demonstration of God's power, with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not be based on human wisdom, but on God's power. Weet jy wat, wanneer ek vir mense bid, ek het al vir mense gebid en genees hier hulle van kanker en allerhande goed, nee, dan voel ek niks. Daar is dalk van julle wat hier vandag gestaan het, wat gesê het, Robert, ek voel niks. It's not about what you feel. It's about who He is. It's not about what you feel. It's about what you believe. It's about what you know. We receive the Holy Spirit by faith, not by works. It's not about how I feel. As jy 'n sensasie en iets beleef het, wonderlik, great. But I want to tell you, if you came out in faith en ek vir jou hande opgelê het, start speaking like a born-again Christian. Start living like a born-again Christian. Start trusting God for the gifts of the Spirit to operate. Want die gawes van die Heilige Gees is hier vir my en jou om getuies vir Jesus te wees. Die Heilige Gees wil. En hy soek net mense wat sê, here I am, Lord. I'm available. Amen. Praise die Here. So, who has believed our report? Jesaja 53 sê, wie glo nog die goeie nuus? Kan ek julle vra hierso, wie glo nog die goeie nuus? Enigiemand, yes, is dit goeie nuus? Die graf is leeg. Nou, jy het 'n mandaat om uit te gaan en iemand daarvan te vertel. Weet jy wat, as jy die petroljoggie vertel, is dit okay. As jy die ou op straat vertel, is dit okay. As jy jou waiter vertel, is dit okay. As jy jou baas vertel, is dit okay. Vertel net vir iemand. Moenie aanneem almal weet dit nie, because they don't anymore. We're living in a time where there's a lot of philosophies en allerhande goed aan die gang, en nou meer as ooit is die evangelie nodig. And the gospel is the power of God. When we preach the gospel, we'll see the power of God. So be a witness for Jesus and the Holy Spirit will back you up. Ek kan julle die hele dag besig hou met getuienisse, wat ek oral gesien het, crazy goed. Maar ek sal eerder dat julle volgende keer wat ek kom vir my sê, Robert, jy sal nie glo wat het gebeur, en my begin vertel van die goed wat julle beleef het. Nou toe ek by Pieter Bawijs was, Vrydag kom maar 'n jong man uit, vir wie ek gaan bid het in Steve Biko, ek kan hom nie eers onthou nie. Die man het dan die ICU in Steve Biko op sterwe gelê. Sy hart was, ek weet nie eens wat was fout sy hart. Hy sê nou nog die dokters weet ook nie, hy sê al wat hy weet is, nou ek vir gebid het, toe sy gesond. Hy lewe vandag nog, en sy hart is gesond. Nadat hy weke in die hospitaal gelê het, because the Spirit of God, the resurrection of power of God is real.